So dit kos jou $1.25 vir eiers, $3 vir eiers, afhangend wat jy koop. Of dit kos jou soos in $7 vir 'n pak oats byvoorbeeld. Sulke goed, nee. Daai pryse is nog altyd in lyn, want die hele proses om daai prys te bepaal werk. Dit is Die inflasie gaan saam met jou eintlik goed op. ja. Dit is nie escalate Glad nie. soos in En hierdie die belastingbetaler word belas omdat die regering wanbestuur. en hierdie spar het 'n duurder prys as as in die area. Glad nie. Goed gereguleer. As jy Walmart toe gaan daar, betaal jy $4 vir daai ding, of hy in Valentine is, of hy in die armste deel daar is, dis wat goed kos. Ja. En dan nog 'n ding, wat is vir jou soos die ultimate? Voordat jy gegaan het van hier af soos uitprobeer, opgewonde voor. Of het jy daar eers gedink, wow, okay shit, hierdie is anderste. Ek het met hierdie verwysings toe gegaan. Ja, So ek het gedink veiligheid, okay. die toestand van paaie, waar gaan ek bly, die mense, rasisme, ek het daar aangekom. Ons bly in 'n plek wat baie keer los ons deur ook. Ja. Dit gaan seker ook met 'n area verskil. Daar En die gaan veiligheid van jou huis? hierdie huis, hierdie kant lyk soos 'n tronk. Daar's flipping kameras reg rondom my plek. Ek het kameras, ek het 'n muur, ons is hier op Wolwestryd. Ek het 'n muur agter met 'n palissade met elektriese heining en kameras op. Shit, julle is nog hier naby die Anzac vulkaan. Exactly. Ons kyk so op hulle af. Ja. Daar bly jy, ons bly in 'n condo daar op die tweede vloer en dit is soos in partykeer los ons deur oop, ons trek dit ons deur toe ons gaan kantoor toe en ons Op die kom tweede terug. vloer? Ja. Hoe is die spasie vir so 'n condo? Baie, ons kom nou is lekker ruim, dis 'n 2-3 slaapkamer actually. Oh wow. Dis lekker ruim. Wat sê Maar- rates? Soos jy sê in rand. Ons het 'n maand $1,700 betaal hier. Ek dink dit is vloeroppervlakkie. Maar dit is 'n 3 slaapkamer Ja. met 2 badkamers. Ja. Een volle, een met 'n stort. Ek kan net maar sê dit is 2 badkamers waarvan die hoofslaapkamer het 'n massiewe stort, toilet sulke goeders en dan die ander badkamer het 'n bad en 'n stort natuurlik. Oh, wow. Ja, so dis groot. En 'n oopplan sitkamer met 'n stoepie en 'n kombuis. $1,700. Oh wow. Dis nie bad nie. Nooit kragonderbrekings nie. Altyd krag. En die kragpryse, Altyd hoe betaal water. mens krag? Dit was nou ingesluit by ons hier. Okay. So Ek ek kan kan hier nie sluit gewoonlik dit. ek of weet is dit nie, ek standaard? kan nie vir jou daai opinie gee nie, ons net. Ek dink dit sluit dit in. Ek Ja. dink dit is soos hier waar jy nog dit, So nog dis dat, dalk die nog blok dit. eenheid wat dan gedeel word met 'n huur. Maar die huis het ons nou gaan inbly, 'n losstaande huis, gaan ons nou 2 voorbetaal. Okay. Alles ingesluit met 'n garage by. En die elektrisiteitsrekening en al. En dit is in die prys van die huurreëling. Ja, dis maar jy weer- weet ook nou nie of dit deur die company is nie. Nee, die huur, ons company betaal altyd ons huur, maar die eienaar van die huis sluit alles in. Okay. Nee, ag, daar's nie. Okay, so die huureienaar cover dit dan. Ja, dis wat ek dink, die property Ja. owner. Die property Dis ingesluit act, by ons huur. Ja, want sien as Daar's nie prepaids en sulke goed Dis 'n soos krag- hierdie kant nie. Nee. So jou krag kan nie net afgesit word nie as jy nie jou huur betaal nie, dan Jy gaan nie kans hê nie. As jy nie jou huur betaal nie, is jy uit. Daar werk goed soos dit moet werk. Jy, die property eienaar, kry jou geld in. Daar is nie soos hier waar lieg en bedrieg en geld steel, altyd die chommie en daai chommie en daai Ja. chommie en aan die einde van die dag kom jy nêrens nie. nee. Daar's reëls en regulasies en wette en dit word toegepas. Okay. En dan kos smaakgewys, is daar 'n moerse groot verskil? Ja, Suid-Afrika se kos is baie beter. Daai kos is huge porsies, te veel suiker, Maar kom dit ongesond. beter. Suid-Afrika. Smaakgewys. Ons eet gesonder in Suid-Afrika. Maar kan jy nie daar gesond eet nie? Ja, jy kan. Dit is duurder as om takeaways te koop daar. Ja. Relatief, as jy daar moet junk food koop, is dit goedkoop. Die Amerikaners is bekend vir dit. Waar as ek
vars produkte en goed by soos gesonder koop, is dit nou weer duurder as wat ons hierdie kant ons produkte en ons goeder. Dink jy die invoer en uitvoer gaan 'n verskil maak dat die Amerikaner hulle eie produce meer gaan gebruik? Verseker. So dan sal dit dalk beter raak? Gaan beter raak. Okay. En dan obviously het ek nou En hulle het verskriklik baie ontzag vir Suid-Afrikaanse boere. Ja. Hulle erken ons Suid-Afrikaanse boere as kenners. Ons kan nie as boere voordat hulle bestaan het. Exactly. Ons kry die erkenning Geskiedkundig. Ons kry die erkenning daar vir dit. Okay. En jy is waar nou weer in Amerika? North Carolina, Charlotte. Okay, en as jy nou min of meer wat het julle al bietjie verder as dit getrek? Ja, ons was af ons is nou Noord, South Carolina, Georgia, Atlanta toe gewees daar. Goed, nou soos Outer Banks, al daai areas. Ja. Ons was nou nog nie en ons was Tennessee toe gewees Desember. En hoe lyk dit? Want ek dink baie Suid-Afrikaners sal nogal belangstel in Baie mooi. Kommersieel, want obviously, maar dit is baie nice. Iemand het vir my gesê dit is super kunstsinnig, hulle kan my nogal daar sien. Broadway. Is dit? Moeder nice, ja. Okay. Nee, weet jy wat, ons het baie maklik aangepas. Ons is aanvaar, ons het 'n bankrekening daar gekry, ons het bestuurslisensies gekry. Okay, dan die leefstyl kan soos jy en jou man, okay, dis nou werk en dan gaan huis toe. Maar van daai punt gaan doen julle ander goeders soos En al die Amerikaners daar so in ons area. soos Hulle lewe vir hulle huisgesinne. Okay. Na hulle gewerk het vandag, gaan jy huis toe vanaand, die son skyn nog, in die somer gaan die son baie laat onder daar. 9 uur in die aande, 9 uur, ja. Onthou daar is 7 ure verskil. Ja. En dan het ons nou daylight saving in die winter. Maar in die aande, die lake waarop ons was nou in Lake Norman het ons gebly, Davidson. En die mense vat hulle jetskis en bote, gaan ry op die water in die aande. Wow. Ja, baie familie vas. Is jy enigstens, was dit maklik om in die Amerikaanse community te hof? Oop arms. Ek het meer vir braaie en ons het Kersfees, ons het by Amerikaners deurgebring, ons het Nuwejaar by Amerikaners deurgebring, ons het Thanksgiving by Amerikaners deurgebring. wow. Verskillende groepe of dieselfde mense? Verskillende groepe. Wow. Ons het goudpelle gemaak daar. Daar's 'n groot Suid-Afrikaanse community ook daar. Ons kerk het baie Doxa daar. Die Doxa daar. Ja, in Waxhaw. Ons het ongelooflik baie Suid-Afrikaanse pelle ook daar. Okay. En dan geaardheid van die Suid-Afrikaners daarvan nie, wat sê hulle gesprek, wat sê hulle, wat? Ons praat besigheid, want almal van ons is daar vir besigheid. Okay. So ons praat besigheid, ons almal vertel hoe verlang ons kinders, hoe beter ons kinders daai en ons families en ons vriende. Ek het meer pelle daar as wat ek hier het. Is daar enige gesprek oor hierdie goed wat nou besig was om te gebeur? Is boos. Is dit? Want wat besig is om te gebeur is besig om Suid-Afrika se deure, wat ekonomie, wat voortbestaan vir almal. Dit maak dit vir ons so moeilik, want dit is die Suid-Afrikaanse maatskappy wat ons hierdie kant het, wat ook Amerikaanse en in ander lande ook. Onthou, ons is internasionaal. Ek praat van daar's Namibië, Botswana, ons is in die Kaap. Hulle wil uitreik na ander lande toe ook. En dit alles het nog 'n Suid-Afrikaanse brand in. Nou word ons belas in ons kanon in oor wat hierdie kant gebeur. Is daar enige sprake soos van die wette wat teen die Suid-Afrikaner is en Tuurlik. Okay. En dan is daar benoudheid vir julle van 'n ander kant? Hoe lyk dit? Lyk dit of hulle almal uitgemoor word of verseker vir Suid-Afrikaners? Ons kry en dit wat ons hierdie kant op media kry, wat ons van hoor, sorg ek dat die res van Amerika weet. Okay, maar min is op ons media. Want min is op die media. Okay. Maar ongelukkig of gelukkig daai kant is die regering daai kant, nasionale intelligensie en internasionale intelligensie is on top of alles. So die waarheid kom daar uit. En dit wat hulle nie glo of sien nie, sorg ons dat hulle glo en sien. Okay. Nou wil ek ook nog weet, want dit is my nou belangrik en ek dink baie van die mense hierso is nou ook 'n bietjie bang gemaak deur die swart Amerikaner. Spesifiek iemand het vir my gesê, goed soos they know who you are, so when you're going daar is nie 'n swart of 'n geel of 'n pink en 'n pers in Amerika nie. Daar is mense, daar's respek. Obviously is daar klasse, maar elkeen maak sy eie business. Daar's nie van
dis demokrate wat sal gaan en gaan onnodig strooi maak en sulke goeders. Maar verder, in ons voortbes, of dit 'n Meksikaan is, of dit 'n swart Amerikaner is, die vrouens, die Southerns is so oop en ons kuier en ons eet. Hulle is deel van ons vriendekring. Daar is nie rasisme nie. Hulle kyk in ons kerk is daar 'n klomp van hulle. Ag nee man, ek weet nie hoekom so ding soos rasisme bestaan nie. Nou die verligting wat dit is om daar te kom sonder hierdie goeders, waar jy in Suid-Afrika, jy kan nie by die sperre instap sonder om te voel dat Ek het tyd om te worry oor my besigheid. Ek hoef nie te bekommer oor my veiligheid, my kinders se veiligheid, my ouers se veiligheid. Ek hoef nie te worry oor mediese behandeling wat ek hierdie kant benoud is. My ouers gaan die versorg en my kinders kom in ongelukke. Wat kry hulle in hospitale? Ag nee. Okay. Nee, ek bly En in dan ook, Amerika. as jy nou daai kant is, was dit vir jou moeilik om 'n adjustment te maak van gevaar en dit is nie daar nie. Ek het baie keer gedink, ja, dit was vir my moeilik. Dit was overwhelming. Ja. Ek het glad nie die weer op my vensters Ons nie. moet actually opsit. Nee. Ons kry nie eens ons skuif deur nie. Hy staan soos en letterlik op die stoep oop. En daar's mense wat net by pakkies, of dit nou Amazon is of dit wat is wat jy bestel, jou koerierpakkies word by jou huis op jou stoep neergesit. Jy kom vanaand daar, jy kry hom. Dit word afgelewer. Die posdiens, UPS werk. Die Amerikaanse Postal Service het geboue, hulle het voertuie, hulle het die koerierdienste werk, die vullisverwydering werk, daar's nie kragonderbrekings nie. Daar's nie 'n tekort aan dit of 'n tekort aan dat nie. Voertuie is alles padwaardig. Okay, so nou wil ek ook nog weet, want jy het dogters en seuns. Het hulle werk in Suid-Afrika? My dogter werk vir 'n privaat maatskappy in Suid-Afrika. Sy sal in Amerika so maklik werk. Okay, toe sy nou dit Sy fotografie. Ja. Nee, iemand moet iemand ken en nog so iemand se dit was 'n ken het. nepotistiese connection gewees, so die meisie kon nie op haarself Ja. Ja. My seun boer is 'n plaasboer, hy boer hier vir iemand. En ek vrees elke dag aan die aand as daai kinders met spulpunte en krane toe draai en ander goed gaan skuif. Was daar nou enige gebeure op die plaas waar hy gekom het en iets gesê het soos maar Ja. Hulle plaashek word time and again gemerk met goed voor wat hulle moet dan moet hulle soos 'n buurtwag op die plase moet hulle kry om daar rondes te doen en te kyk dat niks gebeur nie. Sy honde is al hoeveel keer vergiftig. En dis nog 'n ding in Amerika. Hulle het soveel tyd en vir jou beroep. Dit is hulle is nie status nie, maar hulle het respek vir jou. Die maatskappy waarin ons is, waar ons kantore is. Daar's soveel respek. Of dit 'n swart persoon is wat daar instap, of dit 'n Indiër persoon is wat daar instap. Daar's soveel respek. Hulle praat met jou en jy met hulle. Jy wil actually met hulle gesels en hulle met jou. En almal dink Suid-Afrika is 'n verskriklike mooi land. Maar hulle is te bang om toe ons op die lughawe gesit het, is hulle te bang om Suid-Afrika toe te kom, want hulle gaan vermoor, geroof en gesteel en is hulle geskok om te sien jy is wit as jy van Suid-Afrika kom? Ja. Het hulle gedink ons is almal op Hulle het gedink ons is almal klaar uit, ja. Okay. So wat is die plan? En hulle sê vir jou reguit, but you're white and you're nice. Oh. Dan sal ek vir hulle vra hoekom? Dan sal hulle sê because it sounds as if the white people in South Africa, those who are still in South Africa, is mean people and ek sê nee. Racist. Ja. Een van die swart dames in ons kerk het actually eendag na my toe gekom en sy het vir my gesê, kan ek nog 'n drukkie kry? Toe sê ek, hoekom sê jy so? Toe sê sy, because I thought white people were racist and you nice. Ja, ons word sleg gemaak in die Ja, land. baie. Hoe dink hulle dan dat ons 'n rainbow nation is? Dat Hulle glo die liegstories wat opgeblaas en uitvertel word en soos ek sê, die Suid-Afrikaner, die blanke Suid-Afrikaner bestaan ons eintlik nie meer nie. Ons is mos eintlik nie. Daar's nie klasse. Daar's klasse, daar's social classes. ja, maar daar's nie kleure tel nie in Amerika.
Dan kan in die ambagte en sulke goeders kyk ek en Weet jy baie mense kry werk? Jy sal mense van 70 en 60 nog in plekke soos Lowe's en Walmart en Publix en Harris Teeter kry. Oud, jonk, swart, wit, maak nie saakie, dan werk hulle daar, pak rakke en ek sê eendag vir 'n swart dame daar, "But you're old, why are you still working?" She says, "Because I can. And there is a job for me." En sy kry al klaar pensioen wat Sy kry nog ja. steeds werk. Ja. Want ek weet nog 65, Social Security. Ja. kry jy Jy social moet security 10 en maar jy jaar- kan nog steeds werk. Jy Dis kan nie nog soos- steeds. Jy het na 10 jaar kry jy jou social, jy moet vir 10 jaar bydra om te kan begin huis. Okay. Ons het bankrekeninge oopgemaak actually. Jy het nog nie kredietwaardigheid nie. Okay. Maar die bank waarby ons besigheidsrekening gaan oopmaak, het vir my en Chris 'n privaat rekening gegee. Ons het klaar 'n bankrekening waarvan ons kan operei. Okay, nou nog 'n ding is hoe word jy kredietwaardig daar? Jy gaan moet, dit gaan jou maak? 2 jaar vat. Ja, jy gaan glad nie daar instap en dadelik 'n huis kan koop nie. Dit gaan jou kan 2 een jaar selfoon vat. kry of 'n rekening, 'n Jy kan sulke goed stadig aan begin. Hulle gaan kyk na 'n bankrekening, wat is jou omset wat in jou bank aangaan, wat is jou expenditure, soos wat jy dit maar in Suid-Afrika ook bou. Maar wet en orde in daai land werk. Daar's nie besighede skryf nie goed vir bad skuld af nie. Geld daar is krediet werk net. Mense betaal hulle rekeninge. Maar dat kan. Presies, want hulle verdien hulle salaris. Ja. So jy voel sê nou wat jou uitset as 'n mens, jou actual uitset van energie wat jy My bydra, my is die waarde werd want jy kry Yes. actually jou salaris se waarde van die uitset. Exactly. Nie soos hier waar jy werk en jy kry nie die waarde van wat jy ingesit. En omdat ek wit is, kry ek nie werk nie en ek moet werkloos bly en 'n ondergekwalifiseerde persoon kan my werk kry omdat sy velkleur reg is. In Amerika werk dit nie so nie. Het jy enige refugees ontmoet of enige mense soos dit gesien? Nee, ek het nog nie. Wat ek wel gesien het, is die maatskappye wat van die kant af nou al 'n jaar 2 voorsprong bo ons het en daar gevestig is. Hulle goed werk.